Ek het al die voorreg gehad om op verskeie plekke hierdie te kon beleef, waar die stilte verander in die mooiste koresang van die gechirp van voeltjies, die wakker word van hierdie wêreld. Ek dink daar's iets wat ons baie keer mis, wanneer ons praat oor die Paastydperk, waar die kruis hierdie beeld is vir my en jou van verlossing, maar eintlik die ontdekking is van lewe. Jy weet, dis daai oomblik wanneer jy in 'n kamer instap en is donker en is eintlik de mekaar, want jy kan nie sien nie, en dan sit jy die lig aan en hierdie kamer word lewendig. Jy kan ewe skielik sien wat alles aan die gang is. Dit is vir my besonder wanneer Paulus vir ons skryf in ons Korinte gedeelte, hierdie brief wat hy skryf aan 'n gemeenskap wat in hulle eie manier in Christus is, maar verdwaal het. Dan help hy hulle om iets te kan ontdek. En in 2 Korintiërs 4 vers 6 lees ons die volgende. Hy sê, want God wat gesê het. Kan jy onthou? Wanneer laas het jy Genesis 1 gelees? Die oomblik wanneer daar in hierdie wêreld wat vol van chaos en duisternis was, die goddelike woord uitgegaan het om te sê, laat daar lig was. En ewe skielik het daar orde gekom. Of kan ons dit so stel dat ewe skielik het die lig aangegaan om duidelik vir ons tentoon te kan stel waaroor dit alles gaan. En dit is maar hierdie gedeelte wat Paulus eintlik kom en hy sê, laat daar uit die duisternis lig skyn. Dit is hy wat in ons harte geskyn het om ons te verlig. Om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God. Die doxa van Deo. Maar dan sê hy vir my en jou, dat ons sien dit in die gesig van Jesus Christus. Jy kan dit nêrens anders eintlik beleef in die volheid waarvoor dit bestem was. Behalwe in hom nie. Hy wie Jesus is, nie. En ons besef dis dat lig is nie net 'n konsep nie, dit bring vir ons duidelikheid, dit bring orde in ons lewe, dit bring na vore waarvoor dit bestem is, en dit is in die gesig van Jesus dat hierdie duidelik word. En net so oomblik wil ek jou vat op 'n reistog, iets wat Johannes aan ons skryf, 2000 jaar terug op hierdie dag, was die oomblik wanneer Jesus in Jerusalem ingekom het. Daardie oomblik waar mense hom verwelkom het. Maar weet jy hoekom was hulle daar? Die grootste gedeelte gaan oor die Pasga, hierdie gedeelte wat die Jode altyd gevier het. Teruggegaan het na die tempel toe, om aan God eer te bring. Maar die menigte daar was daar oor iets wat plaasgevind het, en Johannes help ons in Johannes 12, om duidelikheid hieroor te kry. Sy groot menigte van die Jode het verneem, dat hy, dis Jesus, daar was. En hulle het gekom, nie net ter wille van Jesus nie, maar ook om Lazarus te sien, wat hy uit die dood uit opgewek. Kan jy dink hoe nuuskierig is mense? Hulle hoor hiervan, want daar's 'n getuienis wat deur hierdie gebied gegaan het van Lazarus, 'n man, dink net gou wat 4 dae dood was. Dit word vir ons gesê dat hy al geruik het, nê. En dan loop hy die graf uit. Die skare wat gehoor het van hierdie en Jerusalem toe kom, nie net vir die Pasga nie, maar om met Jesus daar gaan wees, hy wat Lazarus uit die dood, maar hulle wil ook vir Lazarus sien. Hulle wil hierdie as 'n werklikheid beleef en verstaan. En Johannes vat ons op hierdie tog om iets duidelik te kan ontdek, wat ek dink ons baie keer mis, wanneer ons in hierdie storie onsself bevind, die skare wat by hom was, toe hy Lazarus uit die graf geroep het, om hom uit die dood uit op te wek,
het daarvan getuig. Hierdie mense het nie tweedehandse inligting gehad nie, hulle was daar, hulle was teenwoordig, hulle het gesien hoe dood breek. Hulle het gesien hoe kom lewe terug. Hulle het gesien hoe gryp God werklik in. Kan jy jouself net vir 'n oomblik in hierdie storie plaas, dat ek en jy by 'n plek kan kom om te besef, wat het hier gebeur? Wat het hulle gesien? Wat het hulle gehoor? Wat was hierdie aanmoediging vir hulle om die tog te maak, om hom te kan sien? Hierdie Jesus waarvan gepraat is. Hierdie het gebeur en dan skryf Johannes vir ons wat natuurlik plaasgevind het. Die volgende dag het die groot skare wat na die fees gekom het gehoor dat Jesus na Jerusalem kom. Hulle het palmtakke geneem en hom tegemoet gegaan en uitgeroep: Hosanna! Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, die koning van Israel. Hierdie woordjie Hosanna beteken in effek red ons. Kan jy net gou hoor die verwagting wat hierdie mense het? Hulle het opgedaag, hulle het iets verwag wat nou gaan gebeur. Hulle het verwag, as ek en jy mooi daaraan dink, want dit was die storie, die koning wat sal kom en hy sal hierdie ryk omvergooi, die koning wat Rome gaan oorwin, iemand wat gaan orde bring, iemand wat alles wat nie reg is nie gaan regmaak. Hulle sien die lig, maar hulle definieer dit volgens hulle eie verwagting. Weet jy wel oor gedink het, en dis daai oomblik waar jy in 'n tonnel is, en jy ry deur hierdie tonnel, en van voor af kan jy lig sien, maar as aan die einde van die tonnel is dalk 'n trein. Dis hierdie goed wat ek en jy moet besef, want baie keer in ons lewe kan ons iets sien, maar is dit werklik wat ons nodig het om te sien? Johannes help ons om hierdie duidelik te maak. Hy sê Jesus het 'n jong donkie gevind en daarop gaan sit. Soos daar geskrywe staan, moenie bang wees nie, dogter van Sion, kyk jou koning kom. En hy sit op 'n donkieval. Iets wat geprofeteer was, iets wat gesê was. Sagaria wat gesê het, hier is die verwagting, dit is wat jy kan dink. Hy ry nie in op 'n oorlogsperd nie. As jy net daaroor vir 'n oomblik dink, 'n koning na 'n oorwinning sou ingekom het met 'n groot entourage. Oorwinning aangekondig het, jy sou geweet het, maar hy kom in op 'n donkie, nie met geweld nie. Nie met mag nie, nie met politieke oorheersing nie, nee. Hy kom in met sagmoedigheid, met 'n aankondiging van vrede, 'n ander tipe koningskap, iets wat mense gemis het. Die lig het gekom, maar nie soos hulle dit verwag het nie. Johannes sê, sy disippels het hierdie dinge aanvanklik nie verstaan nie. Maar toe Jesus verheerlik is, het hulle onthou dat hierdie dinge oor hom geskrywe was. En dat hulle dit met hom gedoen het. Daar's 'n baie diep waarheid wanneer ons na hierdie teks kyk, wat ek en jy moet ontdek. Jy kan sien, maar jy kan nog steeds nie verstaan nie. Ek wil dink net gou saam met daaroor. Hulle het wonderwerke gesien. Hoe Jesus blindes genees. Lazarus wat uit die dood uit opwek. Skares het dit beleef. Maar hulle het nog nie verstaan nie. Hulle het nog nie verstaan wat God se plan is en hoe dit gaan werk. En ek wonder of ons baie keer nie op dieselfde plek is in ons lewe nie. Ons interpreteer, maar is verkeerd. Ons het 'n verwagting,
Maar is 'n verkeerde perspektief. Iets wat ons mis. Vir baie gaan dit om Jesus te kan sien, sodat ek verlossing kan kry, sodat ek gered kan word. En daar is iets wat ons moet verstaan, die rede waarom die skare hom tegemoet gegaan het, was omdat hulle gehoor het, dat hy hierdie teken gedoen het. Baie mense kom agter Jesus aan, omdat hulle gehoor het, dat Jesus in mense se lewe in sekere goed verwek het. Die Fariseërs aan die ander kant, die Fariseërs wat teen Christus was, wat nie hierdie wou glo nie, wat hom wou doodmaak op die einde van die dag, soos ons ook gesien het. Die Fariseërs het toe vir mekaar gesê, sien julle, dat julle niks uitrig nie, dat dit wat hulle gedoen het, die manier hoe hulle self geposisioneer het, om Jesus te stop, dat dit nie uitgerig was nie, maar inteendeel, dat die hele wêreld loop agter hom aan. Nou op daardie stadium kan ons sien, maar hulle doen nie. So wat is hier aan die gang? Die Fariseërs, die ander groepering, die Fariseërs, hierdie twee mense het verskillende perspektiewe. Die mense het aangekom met hulle gehoor het oor die tekens wat Jesus doen, hulle wou dit sien, maar die Fariseërs het iets anders gesien. Hulle het eintlik profeties gesien wat hier gebeur. Met kritiek het hulle klomp goed aangepak en presies wat hulle gesê het gebeur. En die wêreld beweeg na Jesus toe. En is net hierna waar ons dit optel, waar ons sien dat daar sommige Grieke onder die wat opgegaan het om te aanbid tydens die fees. Hulle het na Filippus gegaan en hom gevra, meneer, ons wil Jesus sien. En net vir jou, die Grieke verteenwoordig die wêreld. Kan jy net vir 'n oomblik net dink oor die feit dat Jesus gesê het, hy het na sy wêreld gekom, maar hulle het hom nie gesoek nie. Sy mense het hom nie gesoek nie, hulle het iets anders verwag. Maar in hierdie oomblik waar die Grieke aangetrek word na Jesus toe, op 'n oomblik net daar kan ons sien dat dit wat hy wil kom openbaar 'n realiteit word. Dat hy gekom het vir hierdie wêreld. Maar wat wil die Grieke sien? Wat wil hulle van Jesus sien? Wil hulle die wonderwerke van hierdie wonderwerkende Christus sien? Wil hulle die gewilde leier sien? Of wil hulle koning sien? Daar's iets wat hulle wel gesien het, en dit is natuurlik Lazarus wat uit die dood uitgestaan het. En ek weet nie of jy die storie kan onthou nie, maar dit is net in Johannes 11, waar ons die storie optel. Jesus wat hoor van Lazarus wat siek is. Hy sê vir sy disippels, hy slaap net, maar eintlik is hy dood. 2 dae vertoef hy, en dan sê hy vir hulle, luister ouens, eintlik is Lazarus dood. Want hulle het gesê, maar hy sal mos weer wakker word. En dan sê hy iets spesifieks vir hulle, ek sê hierdie, ons het nie gegaan nie, sodat julle kon glo. Glo in wat? Wat is die gedeelte wat Jesus Christus wil hê ek en jy moet in glo? Wat is daardie oortuiging wat ek en jy moet hê? Interessant is, op pad natuurlik daartoe, is die een wat hom eers ontmoet is Martha. Sy hardloop uit en sy sê vir hom, Jesus, as jy net vroeër hier was, dan sou my broer Lazarus geleef het. Ek dink baie keer dink ons as Jesus net in my omstandighede is, sal goed anders te lyk. As hy net wil opdaag. Maar iets wat ons mis is, en dit is wat hy natuurlik vir haar sê is, hy help hom te verstaan. Dat hy sal opstaan. En haar verwysing is, ja Here, eendag, met die opstanding. En Jesus sê vir haar, ek is die opstanding. Hoor gou, iets wat ek en jy mis. En ek dink,
Ons leef vir die een dag, soos Martha gedink het oor Lazarus. Maar Jesus sê, ek is die opstanding. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal leef, al het hy ook gesterf. En elkeen wat leef en in my glo sal tot in ewigheid nooit sterf nie. En dan sê hy vir haar, glo jy, Martha? Het is interessant dat hy haar nie konfronteer oor sonde of enigiets soos dit nie, of verlossing wat enige tyd gaan plaasvind nie, maar inderwaarheid konfronteer hy haar met haar gedagtes en haar manier hoe sy dink oor lewe. Want ek dink ons almal het 'n spesifieke perspektief oor hierdie waarde wat lewe behoort te hê in my lewe, soos daardie oggendstrale van die son wat ewe skielik op my gesig neerslaan en ek beleef hoe alles begin wakker word. Iets van in Christus se gesig waar die lig deurdring dat ek en jy kan ontdek wat die heerlikheid van hierdie God wie ons aanbid werklik waar is. Dit stop hier net daar nie, en dan is dit by Maria en Maria vra hom dieselfde of sê vir hom dieselfde ding as hy net hier was, ou my broer geleef het. En daar is iets van 'n hartseer wat in Jesus opkom. En die mense wat omstaan en na hom kyk en sê, kyk hoe lief het hy hom gehad, maar hulle mis iets. Hulle mis iets van die teenwoordigheid van lewe in die midde van waar hulle self bevind. En hy sê, kom ons rol die klip weg. Maria sê, hy's dood vir 4 dae. Hy ryk al. Luister wat sê hy vir haar. Het ek nie vir jou gesê dat jy die heerlikheid van God sal sien as jy glo nie? Ons het laas jaar soveel tyd spandeer met hierdie konsep van heerlikheid. Die doxa van Deo, in Hebreëus die kabot, die gewig van God. Wanneer God in my en jou lewe opdaag, wat gebeur met dit wat in ons lewe dood was? Ewe skielik word dit verander na lewe toe. En hierdie oomblik sê hy, het ek nie vir jou gesê nie, het ek nie vir jou gesê dat jy die heerlikheid van God sal sien nie, dat jy iets van die ontdekking van God se realiteit sal beleef wanneer jy glo nie, wanneer jy in die gesig van Jesus inkyk nie. Jy sien hierdie storie van Lazarus is 'n teken vir my en jou, 'n voorskou inderwaarheid van dood wat oorwin word. In 'n oomblik, dood, waar is jou mag? Dit het nie meer nie. Ewe skielik sien ons dat dood nie meer realiteit is nie, maar dat lewe is. Lewe wat gekom het, die heerlikheid van God word sigbaar in die storie, die voorstorie van Jesus. Jy sien die lig het begin skyn, maar nog nie deurgebreek vir hulle nie. Iets wat hulle moes ontdek en verstaan het. Hierdie stad was vol verwagting. Die skare was opgewonde. Hosanna. Hoe geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Die Fariseërs was bekommerd. Die wêreld was aangetrek na hierdie lig. En Jesus kom met die volle openbaring van wie God is. Maar hulle verstaan nog nie hoe die lig werk nie. Hulle het nog nie idee nie. Daar's hierdie spanning en ek weet nie of jy dit kan beleef nie. Van gaan hy nou oorwin? Maar wat is hierdie pad van oorwinning? Hierdie oorwinning wat hulle nie verstaan het, nie.
Want op daardie stadium het dood geheers. En die oorwinning kom dat ons ewe skielik lewe kan beleef. En dit is interessant die gesprek wat Jesus het met die Grieke. Want hy het nie eintlik met hulle direk gepraat nie, maar met die boodskap wat na hom toe gekom het, om te sê die Grieke wil U sien. Dit is interessant hoe hy reageer. Hy sê nie bring hulle dat ek met hulle kan gesels nie, hy sê die uur het gekom. Vir die seun van die mens om verheerlik te word. Die uur het gekom, ek weet nie of jy kan onthou nie, maar in Johannes, die eerste wonderwerk wat hy gedoen het, wanneer hy water in wyn verander het, wanneer hy vir sy ma sê, my uur het nog nie gekom nie, en hierdie oomblik, toe die wêreld aangetrek is na Christus toe, en daardie oomblik, kom en hy sê, my uur het gekom, dat die seun van God verheerlik moet word. Die seun van die mens op hierdie plek moet kom, waar hulle iets kan sien. Die vraag is, wat sien jy in Christus? Hy sê die volgende, hy sê dat as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit net een enkele korrel. Maar as dit sterf, dra dit vrug. Jy sien, daar's 'n uitdaging wanneer ons na hierdie kyk. 'n Uitdaging wat ek en jy moet verstaan, dat ons het 'n klomp goed al beleef, en ons het 'n klomp goed al gehoor, en ons het 'n klomp goed al gesien, maar die vraag is, wat sien jy regtig in Jesus? En dis die uitdaging vir ons in hierdie week, wat ek wil uitnooi om na te gaan kyk. Want Vrydag is 'n gebeurtenis. En ek dink as ek en jy die verkeerde perspektief is, dan gaan ons nie raak sien wat ons behoort te sien nie. Jy sien, wat definieer jy as lewe? Ons het mos al baie keer gehoor, waar ons foto's sien om te sê, hierdie is lewe. Of hierdie wat ek nou het is lewe, maar in effek kom Christus en hy openbaar vir my en jou die werklikheid van lewe. En die vraag is, kan jy in Christus begin sien wat lewe werklik waar is? Want hier is die teenstelling van alles, om te sien wat nie werklik waar vir my en jou is nie, wat nie vir ons bestem was om te wees nie, is die teenoorgestelde van Christus. Ek en jy kan alleenlik in Christus sien wat nodig is vir my en jou om te ontdek as mens. Wat nie in Christus sigbaar is nie deel van wie ons is nie. En dis die teenbeeld. Baie van ons soek Jesus nog steeds vir wonderwerke. Vir die moontlikheid dat hy net in my storie kan instap en my planne kan bevestig, maar Jesus kom en sê, kan ek jou uitnooi om in my gesig te kom kyk, om die werklikheid van wie God is, raak te sien, dat jy lewe kan ontdek, dat jy in my kan sien wie jy werklik waar is, dat jy kon ontdek hoekom ek vir jou gesterf het, hoekom hierdie so groot realiteit behoort vir my en jou te wees, sodat ons in hierdie plek onsself kan bevind, waar ons besef, soos Johannes kom en hy skryf vir ons in 1 Johannes 4 vers 5, in hom was lewe. En die lewe was die lig van die mens. Jy sien, dis nie 'n toekomstige gesprek nie. Dis 'n nou perspektief. En hy sê, en die lig skyn in die duister. Kan ek net gou vir jou sê, hy sê vir my en jou, ons is die lig van die wêreld. Wanneer ek en jy die werklikheid van lewe ontdek, dan word ons hier die lig in ons samelewing wat mense aantrek, omdat ons iets ontdek het wat lewe werklik waar beteken. Dis wat ons sien in hom. En hy sê, in die duisternis kon dit nie uitdoof nie. En dis ook met hierdie vanoggend wat ons met swaar hart
iets met julle as Doxadayo moet deel. Want is met diepe hartseer dat ons vandag meedeel van die sterwe van een van ons geliefde vriende, leiers, broers in Christus, Dani Rood. Dani het 'n geweldige stryd gehad, geworstel met 'n ernstige uitdaging ten opsigte van sy fisiese gesondheid. Hy het 'n tyd gelede tydens 'n diens in Helderberg mekaar gesak en is gehospitaliseer. En daar was 'n enorme fisiese uitdaging daarna. En hy breek ons harte dat ons moet deel dat Dani sy eie lewe geneem het. En dis 'n oomblik van verwarring vir ons almal. Maar ons hou vas in die waarheid. Want hierdie kanseleer nie die leeftyd van sy geloof en diensbaarheid. Ons glo onwrikbaar in die genade van God en dat dit groter is as die donkerste oomblikke. Alhoewel ons dit nie nou kan begryp of verstaan nie. Vertrou ons dat God sien en weet wat vir ons onverklaarbaar is. Hy het 'n lewe van impak geleef. Dani was 'n familieman eerstens, maar ook 'n man wat homself onbaatsigtig aan die Doxadayo familie en die koninkryk van God toegespits het. Sy liefde vir mense was opreg en aansteeklik. Of dit nou sy passievolle verkondiging van die woord is, of sy toewyding aan die visie van Doxadayo, of sy egte verhouding met God. Dani het lewens aangeraak en ons is diep dankbaar vir die tyd wat ons so ken het, en sy nalatenskap wat hy agterlos. Ons het 'n anker waaraan ons vashou en dis wat Christus vir ons sê in Johannes 14:27, vreugde laat ek vir julle na my vrede gee ek vir julle. Laat julle harte nie ontstel word nie. En moenie bang wees nie. Daar's regtig 'n oproep van ons af vir sorg in elke mens se lewe dat jy 'n prioriteit sal neem in jou lewe om te sê, waar is jy? Ons gaan deur donker dae in ons lewe en dan reik ons nie uit nie. En hier is 'n oproep na almal van ons om te sê, as jy deur 'n tyd gaan van pyn en seer en hartseer en donkerte, sal jy asseblief uitreik na ons. Ons is hier om mekaar te ondersteun en mekaar te help en daarom wil ons jou uitnooi om saam met ons te bid. Nie net vir sy familie nie net vir die leierskap van Doxadayo nie, maar vir elke mens wat deel is van ons. Ons wil ook vra dat mense regtig die grense net respekteer. Dat ons nie hierdie goed op sosiale media deel en bespiegelinge hanteer en so voort, maar dat ons regtig die familie sal respekteer ook en dit wat waardig is vir hulle. Soos weer eens gesê het, ek wil jou uitnooi vandag as jy enige hulp nodig het, dat jy sal uitreik na my of Billy of ons span wat deel is van Lean on Me. Daar gebeur onverklaarbare goed in lewe. Maar mag ons 'n dag nie verbygaan dat ons lewe in die gesig staar. Dis Jesus. Ek dink laat ons net 'n oomblik skep en net bid. En dan reageer ook om vas te maak in ons harte dat hy is die een. Hy is die een wat weet en verstaan. Hy is die een wat ons liefhet. En is alleenlik by hom wat ons berusting vind. So kan ek jou vra om net
Jy oor toe te maak, dat ons net in hierdie oomblik saam bid. Here, ons met groot hartseer dat ons vanoggend U aanbid. As 'n Doxodeo familie, Here, waar ons dink aan die Rood familie en waarmee hulle nou moet stoei, maar dat ons daar is vir mekaar. Ons dink aan hierdie tyd, Here, waar soveel vrae ontbloot kan word en soveel bekommernisse, soveel goed wat vraagstukke in ons lewe na vore bring en mag dit ook 'n plek wees waar U kom, o Heilige Gees, en ons kom opnuut herinner dat in U gesig sien ons die Doxodeo, die heerlikheid van God. Ons bid vir die Here wat deur donker tye gaan in hulle lewe. Dat hulle nie sal opgee nie, maar sal uitreik. Sodat ons saam met hulle die pad kan stap. En ons weet, Here, U is die herder. U is die lewendgewer. Al sterf ons, lewe ons in U. Ons eer U. In Jesus naam. Amen.